Here, ons is besig met hierdie reeks, die jaar van die krone. Nou, ons het gesien dat die Here Jesus het die belofte gemaak waar hy sê, hy kom gou, kyk, hy kom gou. En sy beloning is met hom. Hy sê, ek sal elkeen beloon volgens sy werk. So die Here het 'n belofte aan ons gemaak dat daar 'n beloning wag op sy kinders en dat hierdie beloning word bepaal deur my werke. Jesus Christus is die Here en ons staan in sy diens op hierdie aarde, maar hy is Here van die hemel en die aarde vir ewig en altyd. En daar is belonings, 'n erfenis wat God aan ons beloof het wat vir ons wag. En die Bybel praat van krone, krone wat weggesit is vir ons, waarmee ons beloon gaan word, volgens ons werke, wat ons hier op aarde verrig het. Ons het ook gesê, besef, werke red my nie, werke kan nie verlossing bring nie. Slegs die bloed van Jesus, die genade van God. Hierdie werke is werke wat God vir ons voorberei het, nadat hy ons wedergebore het in Christus Jesus, werke wat van ewigheid af voorberei is vir ons as geredde, wedergebore mense, om daarin te wandel, onder die leiding en die onderrigting van die Heilige Gees. Waar die Heilige Gees ons leer en ons toerus om hierdie werke te kan doen, terwyl ons kinders van die Here is. Dis met hierdie werke waar ons belonings verkry, of krone. Nou ons het 7 krone al behandel tot op datum. Ek gaan net vinnig weer deurgaan. Die eerste kroon is die kroon van verlossing. The crown of salvation. En dit is die versiering wat die Here God gaan gee aan die wat met 'n nederige hart en ootmoedige gees voor die Here leef en wandel. Dan is daar die kroon, die sierlike of die pragtige kroon, die kroon van pragt en grasie, die Engels het 'n crown of splendor. Dit is 'n glorieryke kroon wat aan diegene gegee gaan word, wat daagliks soek en bid vir die wysheid en die insig en die kennis van die Here God. Inteendeel, Petrus sê, ons moet groei in die genade en die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons moet 'n groei hê in sy wysheid, insig en kennis. En gekoppel hieraan is die vrees van die Here. My lewe wat in absolute respek en eerbied en ontzag vir die Here gelewe word. Die derde kroon is die kroon van seën, the crown of blessings, goddelike seën, godly blessings, wat weggelê is vir die regverdiges. Regverdiges is die wat deur die bloed van Jesus gewas is, deur sy genade wedergebore gered is. Maar die regverdige het ook 'n kenmerk, 'n kwaliteit in sy lewe, daarin dat hy daagliks sy lewe lei deur goddelike geloof, wat deel is van sy lewe. En hierdie goddelike geloof, hierdie geloof, Godse soort geloof, kom deur my innige en intieme verhouding met die Here God en met sy kosbare woord. Nommer 4 is die kroon van ewige vreugde en blydskap, the crown of everlasting joy and gladness. Hierdie kroon, sê die Bybel, is vir die losgekooptes. Die losgekooptes is die wat daagliks na die Here toe teruggaan. Met ander woorde, wat lief is om in die teenwoordigheid van God te wees en daar te vertoef. Wat na Sion kom met gejubel en met lofsange. En Sion in die geestelike realm is die plek waar die Here God in sy heilige heerlikheid, in sy ligglans, saam met sy losgekooptes in die gees inwoon. Met ander woorde, dis wat Psalm 91 sê, die skuilplek van die Allerhoogste en die skaduwee van die Almagtige. Dit is vir die losgekooptes 'n geliefkoosde plek. Hierdie plek, hierdie binnekamer, hierdie skuilplek, om al die dae van my lewe wat ek in Christus Jesus is, daarin te kan woon. Met heilige eerbied en respek, 'n lewe van heiligmaking te lewe. Hierdie kroon van ewige vreugde en blydskap sal ons dan in die hand van die Here ontvang. Die 5de is die kroon van skoonheid, the crown of beauty. En die Here sê dat die wat treur en verslaas van gees, vir hulle wag daar 'n sieraad, 'n kroon van skoonheid, 'n crown of beauty. En dit is diegene wat daagliks bely en erken dat ek absoluut en geheel en al van die Here God afhanklik is. Ek kan geen tree gee sonder die Heilige Gees wat die daarin moet leer en sy inspraak in my lewe nie.
absolute ontzag en eerbied vir die woord van die Here, om daarvolgens te lewe en te wandel. En wat in midde van watter omstandighede en situasies ook al, swaar en vervolging, volhardend die woord van God saai, getuig teenoor die wat buite is. Al kry ek bespotting, al word ek teëgestaan, maar my geloof is daar dat die Here God die groei sal laat plaasvind. En dan het ons 2 krone behandel, wat altyd te doen het met my wedloop op hierdie aarde, my lewe en my leefstyl in Christus Jesus, die 16, die onverdelglike kroon, die kroon wat nooit vergaan nie, die Engels het die incorruptible or imperishable crown. Dit is diegene wat elke dag bereid is om toegerus te word, om geleer te word, om onderrig te word, wat hulle self oefen in die godsaligheid, oefen in godsvrug, wat deur die bedieninge van die Here God se liggaam bereid is om geleer te word, sodat hierdie wedstryd van die geloof en van die lewe suksesvol eer van die Here kan hardloop. En die Heilige Gees en die woord van God toelaat om my te skool en dissiplines van die Gees. Die laaste kroon wat ons gepraat het oor is die oorwinnaarskroon, die victor's crown. Dis vir diegene wat die wedstryd, die wedloop volhardend, hy hardloop tot die einde toe, maar wat het hardloop volgens die reëls. En die reëls is die wil van die Here God, wat geopenbaar word in my lewe deur sy woord en deur sy Heilige Gees. En daarom is die kroon van oorwinning vir diegene wat die wedloop hardloop as 'n hoorder en 'n dader van die woord van God. Ok, dis opsomming. Het jy dit so fyn? Het jy afgeskryf? nou bly daar nog 4 krone oor. Nou ons gaan vandag net 2 behandel. Want daar is geweldige inligting rondom dit. En die laaste 2 sal ons volgende keer behandel. So die volgende kroon is die kroon van geregtigheid. The crown of righteousness. Nou Paulus sê in 2 Timoteus 4 vers 7 en 8, hy sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag, dis die dag wat die Here gaan terugkom, sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefhet. Die Passion Translation sê, hy sê dit baie mooi, I have fought an excellent fight. I have finished my full course, and I have kept my heart full of faith. There's a crown of righteousness waiting in heaven for me, and I know that my Lord will reward me on his day of righteous judgment. And this crown is not only waiting for me, but for all who love and long for his unveiling. Dit beteken vir sy wederkoms. So die kroon van geregtigheid is vir almal wat die volgende 2 kondisies nakom. Mense wat hulle lewe op aarde suksesvol in die Here Jesus Christus voltooi het, wat die goeie stryd gestry het, die wedloop voleindig het, en elke dag hulle harte vul met God se soort geloof, om my lewens daarvolgens in te rig, is die eerste kwaliteit van hierdie kroon. Die tweede een is, en wat die wederkoms, die wegraping en die sigbare wederkoms, van die Here Jesus elke oomblik verwag. En die groot sleutel hier is, in hierdie skrif is, wat die koms van die Here liefhet. Let wel, onderstreep dit in jou hart, wat die koms van die Here liefhet. Let wel, ek verwag die koms van die Here Jesus elke oomblik van die dag, en ek het dit lief. Ek hou aan om die wedloop van die lewe te hardloop met volharding, dit wat God my voorgeroep het, gesalf het en gestuur het, die taak van wat die Here op my gelê het, om die goeie stryd van die geloof te stry met alles wat in my is. Ek gee nooit, maar nooit moed opneem, maar met vertroue in die Here God, hardloop ek die wedloop van die Here. En die rede is, omdat ek die Here Jesus oneindig lief het. Ek verwag elke oomblik dat hy sal terugkom op die wolke om sy bruid te kom haal. Paulus sê die volgende in 1 Korintiërs 16 vers 22. Hy sê as iemand die Here Jesus Christus nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking
dring wees. Dan gebruik hy die woord Maranatha. Hy sê, ons moet die Here Jesus lief hê met alles wat in ons is, met al ons krag, al ons sterkte. En dan sê hy Maranatha. Nou Maranatha is 'n Arameese woord wat beteken ons Here is op pad. Die Engels sê baie mooi, hy sê our Lord is coming. Dis ook 'n gebed wat uitgespreek word of uitgeroep word, wat sê o Here Jesus, kom tog gou. Jy sien, met hierdie liefde van Jesus, wat in my hart is, waarmee ek hom oneindig lief het, dryf dit my om uit te roep in die gees. O Here, kom tog gou. Daar's 'n verwagting vir sy wederkoms in my gees elke dag. En terselfdertyd terwyl ek wag op sy wederkoms elke oomblik van die dag, dring sy liefde my om my lewenstaak in die Here, my roeping uit te voer en te voltooi. Daardie werke wat die Here God vir my voorberei van alle ewigheid af, wat in my boek van my lewe neergepen is. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 13 tot 14 sê hy, want as ons uitsinnig is dit tot eer van die Here. Was hierdie gemeente al ooit uitsinnig? Uitsinnig? Die Engels sê mad, mal. Hy sê, maar as ons by ons verstand is, wanneer ons met julle bedien en julle praat en met julle leer, is dit om julle ontwil, want die liefde van Christus dring ons. Daardie liefde van Christus wat in my is en in my leef, dring my om dit uit te leef wat die Here my voorgesalf en geroep het, om mense te leer en na die Here toe te bring. Dan sê ek ook daar in Efesiërs 6 vers 24, die genade sy met almal wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid lief het. Amen. Ons moet mooi begryp vandag, een ding baie mooi verstaan en begryp, my onverganklike liefde vir die Here Jesus Christus dring my, dryf my om my roeping en taak vir die Here ten volle uit te leef. En om daagliks in verwagting en verlange te leef, wagtend vir sy wederkoms. Jy sien baie mense wat in die kerk van die Here is, glo dat die Here Jesus weer gaan terugkom. Maar hulle het nie sy koms lief nie. Hulle verlang nie elke oomblik daarna nie. Dit is nie iets wat in hulle hart brand. Ja, as jy vra sal hulle sê, ek glo dat die Here Jesus gaan terugkom. Maar weet jy, ek het nog dinge wat ek graag wil doen, dinge wat ek wil bereik. Ek wil toch nog so graag trou en kinders hê, sê die jong mense, nee. Ek wil toch so graag nog verder gaan leer en ook 'n goeie werk hê. Daar's nog plekke waar ek wil gaan besoek en wil gaan sien en geniet. En al sulke verskonings en aanmerkings, en dan sal hulle sê, maar een dag, as ek oud is, afgeleef is, dan kan die Here maar terugkom. Mense, die feit is, ek kan net sy koms lief hê, indien ek hom met onverganklikheid lief het. Ek het die Here lief, daarom is sy koms, die wederkoms vir my belangrik. Hierdie onverganklike liefde dring my om die wedloop van die lewe te hardloop met al my krag en verstand tot eer en verheerliking van sy naam. Om my roeping en taak uit te leef wat die Here daar vir my gestel het, die werke wat hy van ewigheid af voorberei het in my as sy kind. En om daagliks met hierdie verwagting en hierdie verlange te sit en te sê, kom tog gou Here Jesus, ja, kom tog gou. Sy wederkoms. Paulus skryf daar in 2 Timoteus 4 vers 10 hierdie woorde, en dit is in dieselfde konteks waar hy nou skryf van die kroon van geregtigheid. Sê hy, Demas het my verlaat omdat hy teenswoordige wêreld lief gekry het. Hy het die dinge van die wêreld meer lief gekry as die Here Jesus en sy werksaamheid in my lewe en sy wederkoms. En ons het in 'n vorige keer gesê, die Christelike kerkvader sê dat Demas, Paulus het na Thessalonika gegaan, en die kerkvader sê, hy het 'n priester geword in een van die tempels van die afgode in Thessalonika. So ver het hy van die Here afgedwaal. Jy sien, ek kan die wêreld lief hê, maar dit is tot my nadeel. Want dit skep in my 'n klein verwagting, dalk 'n klein verwagting.
eintlik wil ek sê, geen verwagting, geen verlange, dat Jesus weer moet terugkom. Ek glo nie as ons vandag wêreldse mense moet gaan voorkeer met hulle praat, en sê, jong, dink jy, wag jy vir die Here Jesus terug te kom, gaan hulle sê, ons dink nooit daaraan. Dis nie deel van ons lewe nie. Daar's geen verwagting nie. Ook nie 'n dreiging op passie om die wet te voltooi volgens die wil van die Here, dit wat God my voorgeroep en my voorgesalf het. So ons, kerk van die Here, geliefdes, wedergebore, bloedgewastes, kom ons stry die goeie stryd van die geloof. Kom ons hardloop die wedloop met volharding. Kom ons staan vas in die geloof, terwyl ons die Here Jesus met onverganklikheid liefhet, en elke dag met verlange na sy wederkoms uitsien. Dan sê die Bybel, dan is daar vir my weggelê die kroon van geregtigheid. Wat 'n dag om na uit te sien vir ons almal wat die Here Jesus in onverganklikheid liefhet. Amen. Volgende kroon is die onverwelklike kroon van heerlikheid. Die Bybel sê the unfading crown of glory. Nou, in 1 Petrus 5 vers 1-4 lees ons: Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers van die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal jy die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. So hierdie kosbare, heerlike kroon, die onverwelklike kroon van heerlikheid, is vir almal, vir die herders, vir almal wat die gemeente of die kudde van Jesus Christus goed regeer. Herders wat gewillig is, bereidwillig is om oor die Here se gemeente toesig te hou, om as voorbeelde van diensbaarheid en 'n lewe in Christus Jesus te dien. Die Passion Translation stel dit so: Now, I encourage you as an elder, an eyewitness of the sufferings of Christ, and one who shares in the glory that is about to be unveiled. I urge my fellow elders among you to be compassionate shepherds, who tenderly care for God's flock, who feed them well, for you have the responsibility to guide, protect, and oversee. Consider it a joyous pleasure and not merely a religious duty. Lead from the heart under God's leadership, not as a way to gain finances dishonestly, but as a way to eagerly and cheerfully serve. Do not be controlling tyrants who lead others but lead others by your beautiful examples to the flock. And when the shepherd king appears, you will win the victor's crown of glory that never fades away. Deernisvolle herders, sê die Bybel, wat die kudde van die Here teer versorg, goed opvoed met die woord van die Here. Ons het verantwoordelikheid om te lei en te beskerm en oor die kudde toesig te hou. Dit moet vir my 'n vreugdevolle plesier wees. Nie bloot 'n godsdienstige plig nie, iets wat ek maar net moet doen nie. Dis nie 'n job nie. Let wel, dis nie 'n job nie. Dis 'n roeping. Dis deur God gesalf. Ek moet die kudde lief hê, lei uit die liefde van my hart, onder die gees van die Heilige Gees, onder die leiding van die Heilige Gees. Paulus sê in Handelinge 20, hy roep by die ouderlinge van Efese mekaar, die leiers van die gemeentes, en hy sê vir hulle Handelinge 20 vers 27 tot 31, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Geen dat ag op julleself en op die kudde, waarvoor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dat na my vertrek brede wolwe onder julle sal inkom. Die kudde nie sal spaar nie, ja, het julle selfs hulle manne opstaan, wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak. Dis 'n oproep. Die Here stel leiers aan, hy stel opsieners aan, herders, om die gemeente te versorg. En hy sê ongelukkig is daar ook valse leraars, valse profete,
wrede wolwe, wat onder die gemeente wil inkom om die gemeente te verskeer en weg te trek van die waarheid in Christus Jesus. Liewe vriende, ons leef in 'n tyd waar hierdie dinge absoluut waar is. Ons ervaar dit. Ek weet nie wie van julle het gehoor van die geval van wat nou in die Universiteit van Potchefstroom plaasgevind het. 'n Jong man, 'n student, sy naam is Sean Christie. Hy het tydens 'n registrasie en oriëntasie sessie van eerstejaars, waar hulle daar op die amfitheater van die Potchefstroom kampus vergader het in opstand gekom omdat hulle LGBTQIA, wat se ding ook al, inligtingssessie gehou het. Julle weet wat is LGBTQ, wat se dit ook al nie. Hy het kritiek gelewer en nou het hulle hom geskort. Want hy het opgestaan en gesê, ons mag nie oor Christus en oor die Christenskap praat nie, dit is taboe, maar nou wil julle hê ons moet oor hierdie goed praat. En toe stap hy en al 6000, seker, ek weet nie, al 6000 nuwe eerstejaars uit die kerk weg. Nou skors hulle hom geskors, want hulle sê hy het die sessie ontwrig. Nou hoor ek dat die Afriforum jeug wil moontlike regstappe doen in die universiteit, omdat hulle hierdie student geskort het. Maar wat so verskriklik is, want hierdie universiteit was altyd die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. Ek het ook daar gestudeer. Ek was ook daar toe ek nog vir 'n dapper dominee geleer het. Dit was die plek waar hierdie gereformeerde predikante opgelei word, die Bybelskool was daar. Dit was 'n Christelike, my oom was die visierektor. En dit was 'n Christelike universiteit. En nie miskien vir die naam verander na die Noordwes Universiteit. En hierdie een sterk Christelike universiteit verlaat die geloof, soos Demas. En hulle hang nou die wêreld en sy goddeloosheid aan. Hulle kompromieer met die wêreld. Jy sien, ons leef in 'n tyd waar wrede wolwe onder die kudde inkom om ons weg te trek van die waarheid in Christus. Nou Paulus sê in Efesiërs 4 vers 20 tot 24. Hy sê, maar julle het Christus nie so leer ken nie, as jy ten minste van hom gehoor en hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwing moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleed wat aan God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daar's 'n oproep in die gees na die kerk van die Here, kom ons bou ons lewe op die waarheid wat in Christus Jesus is. Ons leef in 'n korrupte wêreld. Ons moet waak en bid. Die herders van ons kerk moet die hele raad van God oordra, want mense moet kan verstaan en begryp wat die raad van God is. Dit moet verkondig word. Dit wat die waarheid is in Jesus Christus. Ons moet dit onder mekaar kan uitleef en mekaar kan bemoedig daarmee, mekaar kan bedien. So die leiers of die herder van die gemeente het 'n verantwoordelikheid. Die Here God het dit daar gestel teenoor die gemeente of die kudde van die Here, om hulle te lei, te leer, te onderrig in die waarheid van Jesus Christus, om hulle toe te rus vir hulle dienswerk, om hulle te versorg en hulle te beskerm. Hy het nooit gebid teen die aanvalle en die misleiding van die bose, valse profete, valse leraars, om te bid vir hulle in te tree by God vir wysheid, insig en vir die gemeente vir wysheid, insig en die wil van die Here om toesig te hou oor die geestelike welsyn van die gemeente en om die hele raad van God te verkondig en oor te dra. Dan sal die herder in die hand van die opperherder Jesus Christus die onverwelklike en oorwinningskroon van heerlikheid ontvang. So die herders het 'n roeping, verantwoordelikheid, die leiers. Maar baie belangrik, en dit wil ek graag onder die aandag bring, net so het die Here ook aan die gemeente of aan die kudde van die Here verantwoordelikheid gegee rondom die herder of die leier van die gemeente. Ons kyk 'n bietjie daarna. Nommer 1, die kudde of die gemeente moet die herder of die leier of die voorganger eer en respekteer en aan hom gehoorsaam wees in die
1 Tessalonisense 5 vers 12 en 13 sê, maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei, julle voorgangers is in die Here en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste agting terwille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. Die Passion Translation sê, dear brothers and sisters, gelukkig sê sisters ook, sisters. Dear brothers and sisters, make sure that you show your deep appreciation for those who cherish you and diligently work as ministers among you. For they are your leaders who care for you, teach you, and stand before the Lord on your behalf. They value you with great love because of their service to you. Let peace reign among yourselves. Die Bybel sê die voorgangers van die Here wat onder ons arbei en werk met respek, eerbied, agting met liefde moet hulle betoon word en kudde moet elke dag vir hulle bid en intree vir wysheid en aanbidding met goddelike krag by die Here. Hebreërs 13 vers 7 en vers 17 sê, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig en aanskou die uiteinde van 'n lewenswandel, volg hulle geloof na. Vers 17 sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat dit met blydskap kan doen en nie alsigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Die Passion Translation sê, obey your spiritual leaders, recognize their authority for they keep watch over your soul, without resting, since they will have to give an account to God for their work. So it will benefit you when you make their work a pleasure and not a heavy burden. Die Here verwag van sy gemeente, gee aan hulle die opdrag om die voorganger of die herder in hulle midde te gehoorsaam en onderdanig te wees, en ek wil net daarby byvoeg, in die Here. Voorganger of die herder kan nie vir sê, hy gaan was my kat, daar's die lamp. Nee, in die Here, gehoorsaam in die Here, erken eerbiedig hulle autoriteit en hulle salwing in die Here, want baie belangrik, die herder van die gemeente moet die gemeente lei in die weer van die Here, nie as heersers of as tirannen, maar in die liefde van die Here, want elke herder sal eendag rekenskap aan God moet gee vir hulle werk, vir hulle roeping. Die voorgangers of die herders, diegene wat moet waak oor die siele van die kudde, en die Bybel sê dat jy met blydskap moet doen, nie alsigte doen. Dit moet nie vir hom 'n las word nie, maar 'n vreugde en 'n blydskap. Jy sien, 'n ware herder bedien. Hy sal bly bedien, al is dit alsigtende. Al is dit nie lekker nie, want hy het 'n roeping, 'n opdrag van die Here, gesalf deur God. En hy moet gaan rekenskap gee voor die Here. Maar die herder wil dit graag met blydskap doen. Die kudde moet nie vol nonsens wees nie. Gelukkig is hierdie gemeente nie vol nonsens nie, nee. Sê vir die langs jou, ek is so bly, ons is nie 'n vol nonsens gemeente nie. 'n rebelliese gemeente nie. Man, prys die Here. Jy weet, okay, los het nie. Daar was 'n kerkraad gewees wat die broers hulle nou opgeroep, kom ons stoor, kom nou gaan ons die saak die bietjie uit. Dis nie lekker nie. Prys die Here, my bestuursraad het nog nooit vuis geslaan nie. Ons is almal onder die heerskappy van die Here Jesus en onder sy heerskap. Hy is die Here van ons lewe, die opperherder. Baie belangrik. Voorganger eer en respekteer en gehoorsaam wees. Sy werk maklik te maak. Maar die tweede ding, die kudde of die gemeente moet die herder of die leier of die voorganger goed versorg uit hulle besittings en uit hulle finansies. 1 Petrus 5 vers 17 sê, 1 Timoteus 5 vers 17 sê, laat die ouderlinge wat goed regeer dubbele eerwaardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer, want die skrif sê jy mag die os wat graan dors nie by mylband en die arbeider is sy loon werd. En wat word bedoel met dubbele eerwaardigheid? Die konteks van hierdie gedeelte wys op versorging, finansiële versorging. Paulus sê jy mag die os wat graan dors nie by mylband
In die Ou Testament het God so 'n ordening gesit, want hulle het, as hulle die graan gedors het, of koring of wat ook al, was daar 'n groot meelsteen, en aan hulle was osse vasgemaak, en dit was 'n ronde meelsteen, en dan het hy al die ronde geloop, en so het hulle nou die graan en die koring, wat ook al, gemaal, en dan daarvan dit geval, waar die osse loop. En dan sê die Here, jy mag nie vir die osse meilbank opsit nie. Hy moet kan eet van die graan, van die meele wat uitval. Hy moet kan eet. Nou sê Paulus, die Bybel sê, jy mag nie die os meebal, die os wat graan dors meilbank nie, want die arbeider is sy loon werd. Nou luister my wat sê die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, ouderlinge wat hulle werk goed doen, moet ook goed betaal word, veral die wat hard werk in prediking en lering. The Living Bible says pastors who do their work well should be paid well and should be highly appreciated, especially those who work hard at both preaching and teaching. Die Lewende Bybel sê, sorg dat die kerklike leiers wat hulle werk goed doen 'n behoorlike inkomste kry, veral die wat hulle tyd gee om die woord van die Here te bring en mense daaruit te leer. So die kudde het 'n verantwoordelikheid teenoor die voorganger, wat hulle bedien in prediking en lering, naamlik om hulle goed te versorg. Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 7 tot 11, wie dien ooit as 'n soldaat op sy eie koste? Wie plant 'n wingerd en eet nie van sy vrug? Of wie pas 'n kudde op en geniet nie die melk van die kudde nie? Sê ek dit miskien menslikerwys? Of sê die wet dit nie ook nie, want in die wet van Moses is geskrywe, os wat graan dors, mag jy nie meilband nie. Is dit miskien oor die osse wat God om bekommer? Of spreek hy inderdaad om ons ontwil? Ja, want om ons ontwil het hy dit geskryf. Omdat hy wat ploeg op hoop moet ploeg, en hy wat dors op hoop, om wat hy hoop deelagtig te word. As ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit 'n groot saak, as ons julle stoffelike goed maai. Paulus sê, die Here is dit terwille van die os gesê, of terwille van sy werkers, wat in sy akker staan, sy evangelie te verkondig, sy woord aan die mense te bring. Ja, sê Paulus, om ons ontwil is dit geskryf. Dan sê Paulus verder, 1 Korintiërs 9, in daai selfde gedeelte, vers 13 en 14, weet julle nie dat die wat met heilige dinge werk uit die heiligdom eet nie, en die wat by die altaar besig is met die altaar deel nie? So die Here dan ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. Ons kyk 'n bietjie wat sê ander vertalings. Die Lewende Vertaling sê, weet julle nie dat hulle wat in die tempel werk ete kry van die offers wat in die tempel gebring word, en dat hulle wat die altaar bedien deel kry van die offerhandes nie? Net so die Here opdrag gegee dat hulle wat die goeie nuus verkondig, versorg moet word deur die aan wie hulle die goeie nuus verkondig. Die Lewende Bybel sê dit so mooi. Hy sê, julle weet tog dat die wat in die tempelwerk onderhou word en die bydraes wat na die tempel gebring word. En die wat by die altaar werk kry ook deel van die offers wat vir God op die altaar gebring word. So die Here ook bepaal dat iemand wat die evangelie aan ander bring, onderhou moet word deur die wat die evangelie hoor. Die Here sê, Paulus sê, die Here bepaal, hy het 'n opdrag gegee aan sy kudde, aan sy gemeente, dat die voorgangers wat die evangelie verkondig, versorg en onderhou moet word deur diegene aan wie hierdie evangelie verkondig word. En slotte, dit ek nou daar so, ek het ergens iets daar wat ek julle wil wys, en ek weet wat is. Galasiërs 6 vers 2 sê, en slotte Galasiërs 6 iets baie belangriks. Die Here sê, dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus. So die wet van Christus sê, help mekaar, ondersteun mekaar, tel mekaar op julle skouers, help mekaar as kudde van die Here God. Dan sê hy verder, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Galasiërs 6 vers 6. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, iemand wat in die woord van God onderrig word, moet die iemand onderrig gee en alle goeie dinge laat deel. Die Lewende Bybel sê, as iemand verander leer uit die woord van God, dan is hulle wat geleer word verplig om die een wat hulle leer te onderhou uit die besittings wat hulle het. Die Living Bible sê dit sommer net so kort en kragtig.
Those who are taught the word of God should help their teachers by paying them. Ek dink die woord van God is baie duidelik. Wat is die verantwoordelikheid van die voorganger? Wat is die verantwoordelikheid van die kudde teenoor die herder? Nou, hoe help ek die herder? Hoe onderhou ek die herder? Hoe gee ek? Deur die gee van die tiendes en die offergawe. En ek het ongelukkig nie nou tyd om afsonderlik daaroor te praat nie, want dis 'n baie diep en intensiewe lering op sy eie. Dit gaan die volgende ding op. Wat sê ek? Nee, dis nie eindelijk. Oké, in elk geval. Dan is hierdie woord waarmee ek afsluit daar. Paulus het die volgende dieselfde konteks as die vorige, waar hy gesê het, iemand wat verander leer uit die woord van God, moet onderhou word deur diegene wat die lering ontvang, dan sê hy dit in dieselfde konteks. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie dwaal. God laat hom nie bestaan. Want net wat die mens saai, sal hy ook maai. Hy wat aan sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees, die ewige lewe maai. En van die Bybelverklaarders stel dit so. For those who are hesitant to share in all good things, which those who teach them, with those who teach them, Paul reminded them of God's principle of sowing and reaping. Their giving to share in all good things to him, with him who teaches, isn't like throwing away money. It is like planting seeds. And whatever a man sows, that he will also reap. So Paulus sê met ander woorde, as ek hierdie beginsel nalat, as nonsens beskou waardeloos, naamlik om mekaar se laste te dra, en om die leraar van God se woord goed te versorg. As ek dit nalat of agterweë laat of nonsens en waardeloos beskou, dan is ek besig om God te bespot en in die vlees te saai. En uit die vlees sal hulle verderf maai. Ek wonder of ek ook vir julle die storie vertel. Ek het eendag gehoor 'n storie van 'n gemeente wat 'n sendeling onderhou het. Hulle het elke maand vir hom geld gestuur. Toe kom die sendeling eendag daaraan en hy het hom geen terugvoer van sy sendinggeld en dankbaarheid oor die gemeente vir hom om help en so aan. En hulle gee toe vir hom geld daar terwyl hy besig is. In die volgende kerkraadvergadering staan die ou een broer op. Jy weet hy broer wat ek nou net gesê wat jy dat alsigtende die hek. En hy sê nee, hy stel voor hulle moet ophom vir hy sendeling geld te gee. En die gemeente raad vra vir hom, nou, wat nou, hoekom? Hy sê nee, hy sondag het ons by gepreek het nie, het ons hom geld gegee. En toe sien ek hom daar by die kafee waar hy vir sy kind ter roemie stoel. Dit kan ons nie toelaat met God se geld. Jy sien, in die verderf, in die vlees saai, verderf maai. Maar diegene wat hierdie beginsels koester en nakom en lief het, hulle saai in gehoorsaamheid aan die Here God in die Gees. En hulle gaan deur die lering en bediening van die Heilige Gees, deur dit wat hulle ontvang, die ewige lewe maai. So my vriende, ek het nog baie dinge gesê, baie dinge, rondom die verantwoordelikheid van die herder en van die kudde, en van die kroon van geregtigheid. Maar al hierdie dinge is om ons te help, om ons toe te rus, te verseker, dat ons eendag in die hand van die opperherder, Jesus Christus, kroon is ontvang. Die onverwelklike kroon van heerlikheid. Volgende keer sal ons dan praat oor die laaste twee krone, as jy nog een keer toe van kom. Wat geweldig belangrik is, in my lewe. Maar ek sê kan een ding waar sy brief doen. Watter ding soek jy? Daar staan, God het pastors gemaakt, waar sy? Sien jy nog? Nee, hy sê nie. Ek het dit al besit, man. Maar is ons God needed someone to care for his flock, and so he created a pastor. Halleluja. Oké mense, ons gaan nou verder gaan met die bediening van die nagmaal
En daarna gaan ons bietjie uitbeweeg dan na buite, daar stoele, julle kan nog stoele gaan haal, daar staan stoele op by stoels. Sit en wag as jy die klomp braaiers om te braai, die toe vinnig hulle gaan klaar maak. Maar dan gaan ons lekker eet, ek hoop as genoeg vlees, Steven. Ja, sal wees. Dan kan jy net een stukkie kry, nee, dan is dit ook alright. Maak jy maar vol slag, dan gaan baie slag. Of jy drink water, jy water drink wat jy goed vol. Okay, kom ons bid saam, en ons gaan, ons kan maar die liedere na die tyd sing. Kom jy na vore, jy moet die nagmaal. Kom ons bid net saam, Here, baie dankie dat U met ons deel, dat ons al hierdie wonderlike woorde kan hoor van die krone wat op ons wag, die belonings, en al die dinge wat U vir ons gestoor het, dat ons eendag in U hand sal ontvang. Ons bid dat ons waardig sal wees hierdie krone, Here, en hierdie krone met blydskap kan ontvang, ons weer voor U voete neer te werk, en aanbidding en 'n lofprysing, en U tot in alle ewigheid te verheerlik. U is waardig om al die eer te ontvang, Here. Seën die mense, laat die heerlikheid oor hulle wees. Here, as ons net ook gaan eet, bid ek dat U die voedsel vir ons sal seën, dat ons heerlik sal eet, en dat ons met dankbaarheid voor die aangesig by mekaar kan wees, om gemeenskap te hou, rondom die heerlike ete wat ons voor ons eer die dag van Jesus. Amen.